Dierbares, gee my vrede. Ek lê en wonder nou hier terwyl ek hier lê. Hoekom is dit altyd so? Wanneer iemand iets sê en wanneer iemand iets bring en die persoon maak dit oop. En jy as mens disagree met dit wat daardie persoon bring. Was die ding vir jou gegee om dit te bring? En wat maak dit dat jy disagree met daardie ding? En as jy disagree met daardie ding, wat se proof het jy om te bewys die ding wat die persoon bring? Dit is nie reg nie. Behalwe dat jy deur woorde sal sê, bring feite en bewys die persoon wat die video gemaak het. Bewys hom verkeerd. Deur om feite agter mekaar te sing, moet net nie op 'n comment sê nie, maar bring feite. Weet jy wat is feite? Bring woord. En kom terug en maak dit oop en bring dit op 'n level sodat mense jou kan verstaan. En as iemand nie verstaan vir die persoon wat die video gemaak het nie, en jy verstaan nie wat hy persoon probeer sê nie, dan vra jy die persoon van die persoon het dit opgesit met 'n rede. Nie op sy eie nie, met 'n rede. Nou vra die persoon, my broer of suster, ek verstaan nie dit wat jy hier gepost het, en spesifiek die woorde wat jy daar sê, verstaan ek, dis hoekom ek disagree, en ek vra vir jy, dat jy vir my moet lig bring, sodat ek verstaan. Weet jy wat? Dan hoef ons nie te toos oor die werk van die Here nie. Is simpel om iemand iets te vra. Is simpel om iemand net te vra, ek verstaan nie. Nou ga jy radikabel met iemand en jy begin sommer nou 'n geveg met iemand sonder dat daar nie 'n geveg gewees het nie. Jy ken nie eers die persoon nie. Jy sien en hoor die persoon vir die eerste keer, dan dislike jy sommer die persoon vir die ding wat jy nie teenoor saamstem nie. Dink jy dit is reg? Ek weet die wêreld waar ons in lewe, ons lewe in 'n tyd waar mense harteloos is. Nie dat ek omgee daaroor nie, omdat my woord leer van my baie dinge wat gebeur in die lewe in. Is nie almal wat vir jou is nie. Maar weet jy wat, is so simpel. Jy kan iemand vra en gaan op haar sekere punte wat die persoon van gepraat het. Dat daardie persoon vir jou moet explain hoekom die persoon so sê. Want ek dink ek het eentjie toe maak ek 'n video. Ek stem nie saam met Rocky. Ek stem nie saam met Rocky. 100%. En ek ken die skrif Jesaja 59 en ek hou daarvan. Dit is op my live ding ook wat ek sê, geen verlossing sonder bekering nie. Jy moet nie net dit noem en vir mense dit sê, geen verlossing sonder bekering nie. Verduidelik die mense in die hele skrif, in die konsep van daardie skrif, wat dit beteken, geen verlossing sonder bekering nie. Moenie net mense skrifte gee, maar jy maak nie die skrifte oop vir die mense nie. Bring dit op 'n level sodat mense die skrifte kan verstaan.
Moenie net sekere dele van die skrifte oopmaak om teen mense te veg en vir my sê wat die video maak. Die skrif sê so daar nie. Maak dit vir my oop. Bring dit vir my op 'n level en bring vir my lig. Vir daardie skrif wat u vir my sê. Ek maak die video, maar u gee vir my skrifte. Dat u nie saamstem en u vat sekere dele van die skrifte. Maak die skrif oop. Bring dit op 'n level dat ek dit ook kan verstaan. Ek wat die video gemaak het. Sodat ek vir u ook kan verstaan. Dis nie nodig dat ons kabel en toos en stryd daaroor nie. Maar maak dit vir my oop. Moenie net vir my 'n skrif gee. Ek maak 'n voorbeeld. Jesaja 59. Geen verlossing sonder bekering nie. Hoe gaan die sondaar of die ongelowige weet? Jy hoor u sê geen verlossing sonder bekering nie. Maar u moet iets sê daarin. Hoekom is daar nie verlossing sonder bekering nie, sodat hy persoon kan verstaan? Dis hoe die ding werk. Ek het laas toe praat ek van die rook is 'n stryd. Rook is 'n stryd. Ek weet dit, want ek gaan daardeur. Ek het daardeur gegaan. Dank die Here vir die verlossing wat hy gegee het. Ek het same time verlossing gekry. Soos ek ook laas gesê het, rook is 'n probleem. As jy nie drugs gerook het en nog klomp dinge by dit gerook het nie, dan sal u nie verstaan en u het net eentjies gerook. Dan kan u gou verlossing kry en net so dinge los en u niks oorkom nie. Maar jy op drugs gewees het, jy was op daga en jy het verskillende dinge wat jy gerook het en net so los. En jy daar gebeur niks met jou nie, dan is jy gelukkig, dan dank ek God ook daarvoor, dat u dit geherleef het en deurgegaan het. Dit is u se getuienis. Dit sê nie omdat u dit deurgegaan het, ek het gaan dieselfde proses deurgaan nie. God laat my siek raak, sodat ek 'n getuienisdraer is. Verstaan u wat ek probeer eintlik wil sê? U het verlossing gekry net so en u het niks oorgekom nie. Ek kry verlossing en ek raak siek. Dis 'n getuie vir die wêreld sodat ek vir hulle ook kan onthou. Petrus het vir die gesnedenis gepreek, maar Paulus het vir die onbesnedenis en vir die heidene. Nou baie is geroep vir die huis van die Here. Dan is daar baie geroep om vir mense te preek wat buite is. Wat vir mense praat en vir mense roep na die akker toe. En as jy maar gevang het daar buite soos Paulus, dan bring jy hom in die huis van die Here, sodat daardie persoon kan gesalf word, daardie persoon kan geleer word hier binne in die huis. Dis wat geen verlossing sonder bekering is nie. Vang daardie persoon terwyl hy rook. Bring hom na die huis van die Here toe. Want hy gaan geleer word in die huis van die Here. Moenie wegwys en mense staan en sê geen verlossing. Jy jaag die siele van God weg deur jou arrogantheid, deur jou manier selfsugtigheid wat jy het. God roep die siele soos hulle is. Ja, hulle gaan nie bly soos hulle is. God gaan hulle werkskaf hier binne. Hy is bekwalified manne van die Here wat geroep is en vroue van die Here wat geroep is om te werk met daardie siele wat gebroken is. As jy net van mense skrifte gee, dis hoe jy mense wegjaag uit die huis van die Here. Dis hoe jy mense weghou om na die Here toe te kom. Moenie siele wegjaag nie, maar wees iemand wat siele verstaan. Wees iemand wat verstaan waaroor gaan die werk van die Here voor jy mense aanval oor dit wat hulle preek. Nie dat dit effek het nie, ek probeer net voor u next time mense wil aanval. Dink eers. Dink vinnig. Jou woorde wat jy wil sê, praat dit stadig en bedink dit voor jy dit gaan sê. Die Here seën.